Dit is die oomblik waartoe jy na ons gekom het. Ek wil graag baie verwelkom die manne en die meisies van die 10 maagde. Wat gaan met die wifi? Wil jy dat join? Ja, klink lekker. Ek jy iets om te trek. Ja, klink lekker. Die ou wil nie trek nie. Het jy nie net skoonkoerant nie? As jy toe dan, moet jy lekker start niks. Ek is stil, Pommerie. Nou van het al. Nee, ek voel net, ek is 'n nuwe skepper in Christus en ek doen nie daai nie. Ja, mense hoef nie dronk te word of hoog te raak om van te hê nie. Ja, en om 'n kind van die Here te wees, maak ons nie boring nie. Ons het nog steeds van sonder al daai voel. Luisterie, los Jesus praatjies vir 'n sonnig, sien nou plek op tyd daarvoor. Nee, almal is die regte tyd vir God. Luister, ek lees Bybel, ek bid en ek gaan partytjie kyk. Maar ons moet elke dag reg wees, nie net op 'n Sondag nie. Het jy nog ooit 'n liefdesverhouding met die Here? A love relationship with God? That's weird. God, ja. Julle is net weird. She's a freaking weird. Julle weet, julle is van en alles, maar ek dink nie dis ons tipe party nie. Ek wil nie doodmaak nie. Dominika, maar is al dan kom julle? Ja, whatever, man. Ek het gesê dit is my bestie. Hallo. Julle ouens, ons voel sagte en vir hulle. Wat as Jesus vanaand kom? Dan is hulle vir ewig verlore. Here, ons bid vanaand vir die mense wat aan die slaap is. Here, maak hulle oop, dat hulle 'n lekker verhouding met U kan hê, Here. Bring hulle nader na U. Amen. Die ou wil nie doodmaak nie. Weet julle wat? Kom ons hou 'n games aan. Ons nooi mense en ons fellowship. Game aan vanaand. En ons gaan fellowship. Kom gaan julle saam met ons. Maar julle, wat as iemand vanaand opdaag nie? As hulle regtig Jesus in hulle hart het, sal hulle opdaag. Ek is so bly dat ons weer gejoin. Kom girls, laat die Here julle lampies vol op met die Heilige Gees. Weet julle, dit is lekker om die Here te dien. Om 'n regte ware verhouding te hê met die Here. Die wêreld het ons leer, maar Jesus maak ons vol. En ons kan nie wag dat hy weer kom nie. Ja, en terwyl ons volgers van die Here is, het ons nog steeds baie van. Ag, ek is oor die party. Ek gaan so maak stap.
Ek is agterop soos ou brood. Ek is nog gelaai. So dit is dalk 'n bietjie tyd om te Net vir 'n bak geval. Hier kom die leiderhof. Ga in die bagagehof. Ga in die kijkhof. Nee, maar ons moet my vriende gee. Ek kom nie drink op. Asseblief julle. Jammer julle, het is te laat. Shop is closed. Saamwerk, erken. Kan ek nog op jou werk? Aan wat se kant van die leer jy? Hoe jy dan nog jy sien dat het donker is? Staan jy nog aan die verkeerde kant van die leer? Sien jy jouself ook as die gamer? Wat die hele tyd met game speel? Hier, dis al wat zorg maak. Die wêreld om jou bestaan. Is jy daar by Dolby Tappie? Wat met pille drink om beter te voel? Is jy daar die eie ek persoon? Wat nie bereid is om van jouself te sterk nie? Of dink jy dalk so min van jouself, dat sosiale media jou enigste plek is, waar jy voel, jy kan iets kry, of jy dalk net raak gesien kan word. Miskien raak jy hoog op dwelms, want in daai oomblik voel jy niks. Miskien is jy die een wat wil dronk word, wat net wil deel wees van 'n groep, want jy wil toch net nie alleen wees nie. Wat sal die mense toch vir my sê? Wat sal hulle vir my dink, as ek die naam van die Here uitroep? Het jy ook jouself gevra as jy in so'n situasie is, maar wat gaan God van my dink?
Is hy werklik die liefde van jou hart? Is hy jou eerste liefde? Weet jy nie, 'n diep, kosbare liefdesverhouding. En jou verlossing en zalig maak in Jesus. Is ons Heilige Gees so besig in jou binneste. Al het jy moeilike tye, al gaan jy deur diep waters of voet of moet jy deur vuur stry, is jou lampie nog steeds vol en jou hart is aan die brand vir ons Abba Vader. Eeuwige oude profesie skree uit, Jesus staan by die deur. Wat as Jesus vanaand kom? Ons verlosser Jesus, wat jou lief het, sê vanaand vir jou, ek staan aan jou hartse deur en klop. Dis nog nie te laat nie. Vanaand is die deur nog vir jou oop. Daar is nog hoop. En uit my hart uit, vra ek jou, dat jy jou eindelijk smeek vanaand, om te besluit, of wat jou eerste liefde is, uit jou eerste liefde word. Jesus soek jou hart. Maar vanaand lê die keuse by jou. Daar is 'n hoop, daar is 'n kans, die deur staan nog oop. Wat as Jesus vanaand kom? Is dit op jou laaste kans? Kan jy aan die verkeerde kant van die deur staan? Kan jy saam loop? Kan jy juig as die Here kom? Of gaan jy bekend wees? Wat moet struikel en skook en spartel om 'n lampie te soek, om olie te vul. Die Heilige Gees is teenwoordig elke liewe dag. Ek besluit nie weer. Mattheus 25 vers 13 sê, waak dan, omdat jy die dag en uur nie weet nie, waar die seën van die mens kom. Ek wil vir jou vra terwyl die volgende lied speel. Besluit hoe warm is jou hart vir die Here. Het jy regtig Jesus eerste lief? Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There'll be no war. There'll be no chains.
Let today be the day. Come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day you'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait. Your past will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. Ek gaan vir Jan vra dat hy vir ons iets sê. Nou ja, van my kant, bly vir elkeen wat vanaand hier is. En ek wil net so 4 of 5 minute van u aandag hê. En wat vanaand vir ons hier uitgebeeld was die grootste gebeure wat ooit gaan plaasvind. Jesus gaan kom. En in my eie hart en lewe is ek oortuig dat dit so baie naby is. En dit is die tyd, die geleentheid vir die kerk en die kinders van die Here om gereed te maak. Dit is gereed maak tyd vir elke mens, want Jesus gaan kom en baie gaan gereed wees, maar ongelukkig uit daardie gelykenis wat Jesus vertel het, gaan baie nie gereed wees nie. Nou ek wil vanaand vir u sê, ek glo hierdie aand kan een van die belangrikste aande in jou lewe wees. Jy weet, elke mens wat vanaand hier sit en jy ken Jesus reeds. As ek met jou praat, gaan jy vir my sê, daar was 'n geleentheid ergens waar daar
die evangelie in jou gebied was, daar was 'n uitnodiging en daar was 'n geleentheid en jy het daarop reageer en jy het Jesus aangeneem en redding het vir jou gekom, of jy sal vir my sê, maar iemand het persoonlik met jou gedeel, met jou gepraat oor jou saligheid, jy het daarop reageer en jy het Jesus aangeneem. Jy weet, in my eie lewe wil ek vir u sê, ek was 18 jaar oud en een aand het 'n persoon my gekonfronteer met die vraag en hy het vir my gevra, as ek vanaand sterf, waarheen gaan ek? En ek was saam met vriende en vir daai oomblik het dit nie saak gemaak nie. En skielik was daar baie dinge in my gedagtes en ek het geweet, ek is nie reg nie, ek het geweet as ek moet sterf, gaan ek help toe. En vir eers, jy weet, dis mos iemand wat hier staan en fluister en wat vir my sê, maar sê jy's reg. En dan los jy uit, dan gaan jy uit en dan gaan jy aan met 'n lekker lewe, nee. En iets sê vir my, maar vir wie lieg jy? Wie is jy besig om te voel? En ek sê vir die persoon, is nie reg nie, as ek vanaand moet sterf, gaan ek hel toe. En sy het my verduidelik, die saligheid, en dat Christus my verlosser is. En ek het die sondagsgebed gebid. En toe ek sê amen, toe weet ek, iets het gebeur. My sondes is weg, ek voel vry, vir eerste maal weet ek, dat ek 'n kind van die Here is. Ek het vrede in my hart, op daai oomblik kom vrede in my hart, vrede wat alle verstand te bowe gaan, en daai aand was die belangrikste besluit wat ek in my ganse lewe geneem het. En ek wil vanaand vir u sê, dit is die belangrikste besluit wat elke mens kan en moet neem. En ek wil glo vanaand, kan dit vir mense hier daai aand wees. Ek het miskien al net gekom en gesê, okay, ek kom maar mee en kom sing en wat ook al. Maar ek wil vir jou sê, daar is meer omtrent hierdie aand. Jesus het 'n afspraak met jou. Of jy 6 jaar oud is, of jy 16 is, en of jy 60 is, Jesus het 'n afspraak vanaand met mense. Maar toe ek bid en afsonder, toe hoor ek die Here sê, wie roep soos hy? En ek weet net, die Here is besig om mense te roep. Vir jou te sê, dit is jou tyd. Dis jou geleentheid. Môre mag dalk nooit vir jou aanbreek nie. Uit hierdie gelykenis van die 10 magte, 5 het dit maar baie rustig geval. En toe die bruidegom kom, toe is hulle nie gereed nie. Ek wil vanaand vir jou sê, glo op mense vanaand. Jy sê, ja, maar ek het al 'n besluit geneem. Maar ek het afgedwaal. En jy weet vanaand, dat jou lewe is nie reg nie. Jy weet, dat soveel ander goed, en die prioriteit in jou lewe, Jesus is eintlik 'n bysaak. En die Here sê, hy vra alles van ons. En hy moet alles in ons weet. Wat beteken dit? Vra jy vanaand vir my. Dit beteken dit, dat jy in jou lewe, as jy ver afgedwaal het, beteken dat jy terugkom. Beteken dat jy jou hart oopmaak en sê, Here, kom met die volheid in my, kom met die liefde in my, kom met die gees, die vrede, die teenwoordigheid, maak my vol. Solank jou deur toe is, kan die Here jou nie vol maak nie. Solank hy op 'n skrifgie oop is, kan hy hom nie vol maak nie. Wat vra die Here? Hy vra vanaand, maak jou deur
wyd oop, sodat hy kan inkom, sodat sy gees in jou kan woon, sy liefde, sy volheid. Baie mense wil so 'n stukkie van hulle lewe vir die Here gee. Werk nie so nie. Die Here sê, hy vra jou alles. Jy weet, daar's 'n vers in die Bybel wat sê, hy sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek wil vanaand vir u sê, ons gaan te maklik en te ligtelik met dit om, en ons sit soms en ons selfs tevrede. Die Here sê, jou lewe moet brand vir hom. Jou lewe moet vol wees van die olie. Die olie is die hemelse, die Here se teenwoordigheid, sy salwing, sy verrekking, sy woord, sy gees wat in ons woon. En daar's nie 'n ander manier. Die Here sê, dis of so. Jy leef voluit vir hom en jy kan ingaan. Of jy is maar lou en die Here sê, hy sal vir jou sê, ek ken jou nie. Gaan weg. Van my af. Op 'n ander plek sê Jesus, twee sal op die land wees. Een word aangeneem en die ander nie. Praat ook van die weggeraaf. Kom word die een weggeneem. Die ander een het dit nie ernstig opgeneem nie. Twee sal op die bed wees. Een word aangeneem, die ander neem nie. Twee sal saam op die meele wees. Twee sal saam kos maak. Een gaan reg wees. Een gaan nie. En ek wil vanaand vir ons vra. Kom ons sluit ons oë. Buig jou oë. Sluit jou oë. En ek wil net vanaand sê, ek weet dat die Here met jou praat. Tyd hardloop uit. Die Here se hand lê op jou. Jy vra vir my, hoekom is sy hand op jou? Jy kan sy aanraking voel. Hoekom doen hy dit? Want hy wil hê jy moet jou hart oopmaak. So lief het hy vir jou. Hy is so naby aan jou. En hy sê vir jou, my hand is op jou. Ek raak jou aan. Maak jou hart oop, sodat jy my kind kan wees en die belangrikste besluit van jou lewe kan neem. Ek het dit 54 jaar terug in my lewe geneem. Nooit spyt nie. Die grootste, die wonderlikste, die beste besluit. Dit is jou geleentheid in hierdie aand. En as jy vanaand, ek gaan vir jou geleentheid gee. As jy vanaand wil sê, ek hoor die Here se stem en ek wil regmaak. Ek weet die Here is hier by my. Hy praat met my. Dis nie sommer net iets nie. Vanaand is my aand om seker te maak dat my saak met die Here regkom. Ek sien my hand. Baie dankie. Die Here sien jou. Ek sien nog hande. Ek sien nog hande. Nog hande. Wees daar nog. Jong ou, lig jou hand. Lig jou hand vanaand om te sê, Here, ek wil regmaak. Vreeslik gaan dit wees, Here, om ewigheid in die hel te wees, terwyl die geleentheid gee vir mense in die laat uur waarin ons staan, waarin ons leef. Nog mense. Enige een wat vanaand wil sê, Here, ek is nie reg nie. My lamp is nie vol olie nie. Ek is nie gereeld nie. Ek dien nie in volheid nie. Ek gaan nie volheid vir U nie. Ek maak nie oopregtig vir U nie. Here, ek is eintlik maar net besig om so 'n bietjie godsdienst te speel. Wees dan nog. Enige ander iemand? Enige een nog? Baie dankie. Nog hande. Yes, nog hande. Ja, prys die Here. Ek is nie afstand nie. Ek sien die Here is regtig besig. Jou hand vanaand, meneer. Jou aan. Nie toevallig nie. Vanaand jou aan. Die Here sê, jy is my kosbaar. Ek wil jou red. Jy sal weet, jou lewe sal nie dieselfde wees nie. Nog nooit 'n besluit geneem nie. Vanaand jou aan. Jy het al besluite geneem, maar jy het nie voluit met dit gegaan nie. Jy het eintlik maar net so flou weg met dit aangegaan. Die Here sê, nou is die geleentheid. Dis nou wat hy roep. Dis nou regmaak tyd, gereed maak tyd. Nog 'n geleentheid wat ek bied. Enige een wat jou hand wil opsteek in die gebou vanaand. Jong mense, enige een, moet dit nie mis nie. Die grootste besluit, die belangrikste besluit
in jou lewe wat jy vanaand ontneem. Die hemel kyk vir jou. Bybel sê ons blydskap in die hemel oor een siel wat hom tot die Here bekeer. Die hemel kyk neer vanaand en hulle wil juig wanneer mense na die Here kan kom. Ek wil vanaand vra, die mense wat lank opgesteek het, wil jy vanaand opstaan en na vorentoe beweeg? Al het jy nie onder te staan nie voor, ek wil 'n gebed vir u doen. Hoekom moet jy opstaan? Hoekom moet jy vorentoe kom? Die Here wil dit sien, die engel wil dit sien. Dit maak jou bold. Kom asseblief. Dankie van u wat jy altyd gesteek het. Dankie. Prys die Here. Dit vra guts. Dit vra guts. Dit vra guts. Dit vra boldness. Kom asseblief. Kom. Kom, prys die Here. Yes. Dit vra 'n man om die Here te dien. Dit vra 'n man om die Here te dien. Kan ruggraat wees, gaan saam met die vriende. Maklik om saam met hulle te drink. Maklik om al die goed te doen. Maar dit vra 'n man met ruggraat om op te staan en die Here te dien. Dit vra 'n vrou met ruggraat om die Here te dien. 'n Seun en 'n dogter met ruggraat om die Here te dien. Jy sal nooit spyt wees nie. Grootste besluit in jou lewe. Wie nog? Enigeen. Ek voel ek wil dit bietjie reg. En as blydskap in die hemel oor een siel wat hom tot die Here bekeer. En as hierdie aand net vir een persoon is, prys die Here, daar's meer. Kan ek ons 'n bietjie reg? Kom asseblief. Jou aand, jou geleentheid. Here roep jou. Hy lees 'n hand op jou. Hy wil nie hê dat jy verloor moet gaan nie. Kom. Yes, voordat ons die Sondagsgebed gaan doen, voel op die Here se teenwoordigheid. Jy wat daar in die banke sit vanaand. En jy kan hom af by laat gaan, nog 'n geleentheid, maar net by gaan. Terwyl jy stil word daar, vra vir jouself, is jy regtig gereed? Is jy regtig ernstig? Leef jy regtig voluit vir die Here? Het jy hom so lief, soos hy jou liefhet? Ervaar jy sy teenwoordigheid? Oorgegee aan hom? Soek jy hom? Is Jesus die belangrikste in jou lewe? Is hy die middelpunt van jou lewe? Is dit hom waarom jou lewe draai? Is dit hy wat jy soek? Wat soek jy in jou lewe? Is dit Jesus wat jy soek? Voordat ek gaan bid vir hierdie mense hiervoor, voel ek gaan bid vir elkeen van u daar in die banke. Heilige Gees, dankie dat u werksaam is en dat u kan werk waar geen mens kan werk. En u ken elke persoon soos ook in die banke sit, klein en groot. U ken ons verhouding met Jesus. En Heilige Gees, u is gestuur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daarom wil ek bid dat u op 'n groot goddelike manier sal doen, dit sal werk in mense se lewens. En dat u elkeen in hier aan sal nuut maak, dat daar so 'n erns sal kom, so oorgawe vir Jesus, so openheid, dat die olie van die hemel, die Heilige Gees, kan vloei oor harte en in lewens. Here, en dat mense veranderd gaan wees van hierdie aand konstant vorentoe. Here, ek bid dat dit nie net 'n eenmalige ervaring sal wees van 'n ernstig nie,
maar dat dit 'n gebeurtenis sal wees wat deurvloei en deurwerk. Here, so deurwerk. Ek wil bid dat die olie van die Heilige Gees sal val vanaand en dat elke druppel daarvan sal spat op mense en dat daar 'n lewensverandering sal wees soos hulle nog nooit ervaar het nie. Here, want hierdie olie van U maak die hardste hart sag. Net bid vanaand dat die hardste hart sal sag word in hierdie oomblikke. So sag, so ontvanklik vir die woord van die Here, vir sy liefde, vir sy aanraking. Dankie Here, U is besig met groot en wonderlike dinge in die kinders se lewens. U is besig om 'n gereedheid te bring. En hoe bid ek Here, dat nie een mens sal agterbly nie. Nie klein nie en ook nie groot nie, maar dat elkeen van ons as die besin weer klink, dat ons gereed kan wees met die uitroep in ons hart, come Lord Jesus, come, en dat ons in gereedheid kan wees. Here, ons weet dit is nie wensdenkerry nie. Alles om ons spreek so duidelik dat dit is die laaste oomblikke waarin ons staan. En dankie dat U hand lê op mense. Dankie vir U roepstem. En ek wil bid dat mense dit nooit onderdruk nie, maar dat hulle luister na hierdie stem in Jesus naam. Amen. Ek wil hê iemand die voor my staan. Kyk vir my en ek wil net vandag met u deel en daarna gaan vir ons wat die Here sê in sy woord. Hy staan by die deur van ons hart en hy klop. As ons sy stem hoor, en ons maak oop, dan gaan hy inkom. So belofte, hy sê miskien ook dalk nie. Hy gaan inkom. En die Bybel sê ook vir ons almal gesondig en ons is verloor. So ons moet ons sondes bely, vergifnis vra en die Here in ons hart invra. Ons moet vra ons naam in die boek van die lewe beskryf. En hy gee vir ons daardie sekerheid. Nou vir my gaan 'n bietjie lank wees om vir elkeen een te bid. Wat ek gaan doen, is gaan 'n gesamentlike gebed doen en ek gaan voorbid. En net kort sinnetjie bid ek 'n paar en ek vra dat elkeen hardop saam met my van. Gereed? Here Jesus, ek is 'n sondaar. Ek het berou oor my sondes. Ek vra vergifnis. Maak my hart vir U oop. En ek nooi U om in te kom. Skryf nou my naam in die boek van die lewe. En van hierdie aand af gaan ek net vir U lewe. Dankie dat ek nou U kind is. Amen. Here, ek wil net sê vir U baie dankie vir elke gebed wat hierdie mense kom bid. Hulle het vorentoe gekom met wildnis van U roep ons. Bestaan hy vir U dat hulle sonde bely. Hulle het vergifnis gevra. Het hulle sondes weggewas deur die bloed. Het in hulle lewe gekom. En Here, wanneer U inkom, dan weet ons dit. Want dan kom vrede in ons lewe, wanneer die prins van vrede inkom. Dan kom dan vrede in ons lewe. Dankie dat jy hulle name geskryf het in die boek van die lewe. En in die hemel is daar blydskap oor elke persoon wat hom tot U bekeer. Ek sê vir U dankie, Here, vir die belangrikste aand. Ek sê dankie vir die belangrikste besluit wat hulle geneem het vir Jesus Christus. Maak hulle sterk in U, laat hulle groei in U. En nou hulle staan, want Here is getrou. Hy sê in die woord vir ons, hy wat jou roep, is getrou. Hy sal julle staande hou. En daarom weet ek vanaand, Here, dat U wat hulle geroep het, U sal hulle staande hou, tot op daardie dag, wanneer die basyn gaan weer klink
en Jesus sal kom en elkeen van hulle saam kan gaan en kan saam wees om ewigheid saam met U te wees. Dankie vir almal wat die verskil maak tussen ewigheid in die hel en ewigheid in die hemel saam met Christus Jesus. Dankie Here vir die groot liefde, die groot genade. Dankie vir nog 'n geleentheid, nog 'n aand. Dankie vir hulle wat sê, Here, gryp dit aan, want ek wil nie verlore gaan. Seën hulle in Jesus naam. Amen.